Hoofstuk 52. Standvastig tot die einde toe. In Petrus se tweede sendbrief wat aan diegene gerig is wat net so 'n kosbare geloof as hy verkry het, sit Petrus die goddelike plan van die ontwikkeling van die Christelike karakter uiteen. Hy skryf: Mag genade en vrede vir julle vermeerder word deur die kennis van God en Jesus ons Here. Immers, sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien, deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug, waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur begeerlikheid in die wêreld is. En juist daarom moet julle met aanwending van alle ywer by julle geloof voeg die deeg, en by die deeg die kennis, en by die kennis die selfbeheersing, en by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Hierdie woorde is leersaam en gee die grondtoon van die oorwinning aan. Die apostel stel voor die gelowiges die leer van Christelike opgang, waarvan elke sport vooruitgang in die kennis van God voorstel. En daar mag geen stilstand in die bestuiging van hierdie leer wees nie. Geloof, deeg, kennis, selfbeheersing, lydsaamheid, godsvrug, broederliefde en naaste liefde is almal sporte van die leer. Ons word gered deur die een sport na die ander te beklim, totdat ons stap vir stap Christus se ideaal vir ons bereik. Aldus word hy vir ons wysheid en geregtigheid en heiligheid en verlossing. God het sy volk tot heerlikheid en deeg geroep, en dit sal geopenbaar word in die lewens van almal wat waarlik met hom verbind is. Nadat hulle deelgenote van die hemelse gawe geword het, moet hulle tot volmaaktheid voortgaan deur die geloof tot saligheid te bewaar. 1 Petrus 1 vers 5. Dit is die heerlikheid van God om aan sy kinders sy deeg te gee. Hy verlang om te sien dat manne en vroue die hoogste pyl haal, en wanneer hulle deur geloof op die krag van Christus beslag lê, wanneer hulle op sy onfeilbare beloftes beroep en aanvaar dat dit vir hulle bedoel is, wanneer hulle met onweerstaanbare aandrang die krag van die Heilige Gees soek, sal hulle in hom vervolmaak word. Nadat hy die geloof van die evangelie ontvang het, is die volgende stap wat die gelowige moet doen, om die deeg by sy karakter te voeg en sodoende sy hart te reinig en die gees voor te berei vir die ontvangs van die kennis van God. Hierdie kennis is die grondslag van alle ware opvoeding en alle ware diens. Dit is die enigste egte beveiliging teen verleiding, en dit alleen kan iemand se karakter gelyk aan die van God maak. Deur die kennis van God en van sy Seun Jesus Christus word aan die gelowige alles geskenk wat tot die lewe en godsvrug dien. Geen enkele goeie gawe word van hom weerhou wat opreg begeer om die geregtigheid van God te besit nie. Christus het gesê: Dit is die ewige lewe, dat hulle U ken, die enige waaragtige God en Jesus Christus wat U gestuur het. Johannes 17 vers 3. En die profeet Jeremia het verklaar: Laat die wyse hom nie beroem op sy wysheid nie, en laat die sterke hom nie beroem op sy sterkte nie. Laat die ryke hom nie beroem op sy rykdom nie, maar laat hy wat wil roem hom hierop beroem, dat hy verstaan en my ken, dat ek die Here is, wat die goedertierenheid, reg en geregtigheid op die aarde doen. Want in die dinge het ek 'n behaag, spreek die Here. Jeremia 9 vers 23 en 24.
Die menslike verstand kan skaars die breedte en diepte en hoogte van die geestelike prestasies begryp van hom wat hierdie kennis verwerf. Dit is moontlik vir elkeen om in sy eie sfeer die volmaakte Christelike karakter te bereik. Deur die opoffering van Christus is daar voorsiening gemaak vir die gelowiges om alles te ontvang wat betrekking het op die lewe en godsvrug. God doen op ons 'n beroep om die pyl van volmaaktheid te bereik en hy hou aan ons die voorbeeld van Christus se karakter voor. In sy mensheid wat deur 'n lewe van voortdurende teenstand teen die kwade vervolmaak is, het die Heiland bewys dat mense deur samewerking met God in hierdie lewe 'n volmaakte karakter kan behaal. Dit is die versekering van God aan ons, dat ook ons die algehele oorwinning kan behaal. Aan die gelowige word die heerlike moontlikheid voorgehou dat hy soos Christus kan wees, aan al die beginsels van die wet gehoorsaam. Maar die mens is nie van self daartoe in staat om hierdie toestand te bereik nie. Die heiligheid wat hy volgens Gods woord moet hê, voordat hy gered kan word, is die gevolg van die werk van die goddelike genade, terwyl hy hom neerbuig en hom aan die tug en weerhoudende invloed van die gees van die waarheid onderwerp. Die gehoorsaamheid van die mens kan alleen vervolmaak word deur die wierook van Christus se geregtigheid wat elke daad van gehoorsaamheid met die goddelike geur vervul. Die Christen se aandeel is om vol te hou in sy poging om elke swakheid te oorwin. Hy moet voortdurend tot die Heiland bid om die kwale van sy siek siel te genees. Hy het nie die wysheid of krag om te oorwin nie. Hierdie hoedanighede behoort aan die Here, en hy skenk dit aan diegene wat in ootmoed en oorgawe smeek, dat hy hulle moet help. Die proses waardeur 'n mens van onheiligheid tot heiligheid verander word, is voortdurend. Dag en nag werk God vir die mens sy heiligmaking, en die mens moet met hom saamwerk deur voortdurend daarna te streef om regte gewoontes aan te kweek. Hy moet genade by genade voeg, en terwyl hy op hierdie manier volgens die optelplan werk, werk God vir hom volgens die vermenigvuldigingsplan. Ons Heiland staan altyd gereed om die gebed van die berouvolle hart te verhoor. En genade en vrede word vir sy getroues vermenigvuldig. Graag skenk hy hulle die seëninge wat hulle nodig het in die stryd teen die kwaad wat hulle omring. Vele trag om die leer van Christelike vooruitgang te beklim, maar na mate hulle vorder, begin hulle vertroue in mense krag te stel, en dan verloor hulle Jesus, die leidsman en volëinder van hulle geloof, spoedig uit die oog. Die gevolg is mislukking, en die verlies van alles wat hulle bereik het. Die toestand van diegene wat toelaat dat die sielevyand hulle beroof van al die Christelike bevallighede wat in hulle harte en lewens ontwikkel het, is inderdaad bedroef. Die apostel sê, hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortsigtig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Die apostel het lank in die dinge van God ervaring gehad. Sy geloof in die krag van God om te red, het met die jare toegeneem totdat hy bo alle twyfel bewys het, dat dit onmoontlik is vir die persoon om te faal, wat deur geloof sport vir sport, altyd opwaarts en voorwaarts vorder, tot die hoogste sport van die leer, wat tot in die hemelpoorte self reik. Baie jare lank het Petrus by die gelowiges daarop aangedring, dat dit noodsaaklik is om voortdurend in genade en kennis toe te neem. En nou dat hy geweet het, dat hy binnekort geroep sou word vir sy geloof, 'n martelaarsdood te sterf, het hy weer eens hulle aandag gevestig op die kosbare voorregte, wat binne die bereik van elke gelowige is. In die volle sekerheid van sy geloof, het die bejaarde apostel sy broeders vermaan om doelgerig in die Christelike lewe te volhard.
Daarom, broeders, het hy gesmeek, moet julle des te meer beywer om julle roeping en verkiesing vas te maak, want as julle dit doen, sal julle nooit struikel nie. Want so sal ryklik aan julle verleen word die ingang in die ewige koninkryk van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus. Kosbare versekering. Heerlik is die hoop wat aan die gelowige voorgehou word, terwyl hy deur geloof na die hoogtes van die Christelike volmaaktheid vorder. Die apostel gaan voort. Daarom sal ek nie naalaat om julle altyd hieraan te herinner nie, alhoewel julle dit weet en vasstaan in die waarheid wat by julle is. En ek beskou dit as reg, solank as ek in hierdie tentwoning is, om julle deur herinnering op te wek, omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is, soos ons Here Jesus Christus dit ook aan my bekend gemaak het. En ek sal my beywer, dat julle ook gedurig na my heen gaan, hierdie dinge in gedagtenis kan hou. Die apostel was heeltemal bekwaam om aangaande Gods doel vir die mensdom te spreek, want gedurende die aardse bediening van Christus het hy veel gesien en gehoor wat op die koninkryk van God betrekking het. Hy herinner die gelowiges, ons het nie kunstig verdigte fabels nagevolg, toe ons julle in die krag en koms van ons Here Jesus Christus bekend gemaak het nie, maar ons was aanskouers van sy majesteit, want hy het van God die Vader eer en heerlikheid ontvang, toe hierdie stem uit die luisterryke heerlikheid tot hom gekom het. Dit is my geliefde seun, in wie ek welbehaag het. En hierdie stem het ons uit die hemel hoor kom, toe ons saam met hom op die heilige berg was. Al was hierdie bewys van die sekerheid van die gelowiges se hoop ook hoe oortuigend, was daar nogtans 'n ander wat self oortuigender was as die getuienis van die profete, waardeur die geloof van almal bevestig en veilig gegrond word. En ons het die profetiese woord wat baie vas is, het Petrus verklaar, waarop julle tog moet ag gee, soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn, totdat die dag aanbreek en die môrester opgaan in julle harte, terwyl julle veral dit moet weet, dat geen profesie van die skrif 'n saak van eie uitlegging is nie. Want geen profesie is ooit deur die wil van 'n mens voortgebring nie, maar deur die Heilige Gees gedrywe het die heilige mense van God gespreek. Terwyl hy die profetiese woord wat baie vas is, hoog hou as 'n veilige gids in tye van gevaar, waarsku die apostel die gemeente terselfdertyd ernstig teen die fakkel van die valse profesieë, wat deur valse leraars hoog gehou sou word, wat verderflike kettery heimlik sou invoer en ook die Here verloon. Die apostel vergelyk hierdie valse leraars wat in die gemeente sou opstaan en deur talle van hulle broeders in die geloof as eg beskou sou word by waterlose fonteine, miswolke voortgedrywe deur 'n stormwind, vir wie die donkerheid van die duisternis vir ewig bewaar word. Hy verklaar dat vir hulle die laaste erger geword het as die eerste, want dit sou vir hulle beter wees as hulle die weg van die geregtigheid nie geken het nie, as dat hulle, nadat hulle dit leer ken het, hulle afkeur van die heilige gebod wat aan hulle oorgelewer is. Terwyl hy deur die eeue heen na die einde van tyd gekyk het, is Petrus besiel om die toestande te beskryf wat kort voor die wederkoms van Christus in die wêreld sou heers. Hy het geskryf dat daar aan die einde van die dae spotters sal kom wat volgens hulle eie begeerlikhede wandel en sê: waar is die belofte van sy wederkoms? Want vandat die vaders ontslaap het, bly alles soos dit was van die begin van die skepping af. Maar wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle. 1 Tessalonisense 5 vers 3. Nie almal sou egter deur die vyand se planne verstrik raak nie. Na mate die einde van aardse dinge sou nader, sou daar getroues wees wat in staat sou wees om die tekens van die tye te onderskei.
Alhoewel 'n groot aantal belydende gelowiges hulle geloof deur hulle dade sou verloon, sou daar 'n oorblyfsel wees wat tot die einde toe volhard. Petrus het die hoop van die wederkoms van Christus in sy hart lewendig gehou en het die gemeente verseker van die gewisse vervulling van die Heiland se belofte. As ek gegaan en vir julle plek berei het, kom ek weer en sal julle na my toe neem. Johannes 14 vers 3. Vir die beproefdes en getroues kom dit miskien voor asof die koms lank vertraag is, maar die apostel verseker hulle, die Here vertraag nie die beloftes soos sommige dit vertraging ag nie, maar hy is lankmoedig oor ons en wil nie hê dat sommige moet vergaan nie, maar dat almal tot bekering moet kom. Maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag, waarin die hemele met gedruis sal verbygaan en die elemente sal brand en vergaan en die aarde en die werke wat daarop is, sal verbrand. Terwyl al hierdie dinge dan vergaan, hoedanig moet julle nie wees in heilige wandel en godsvrug nie. Julle wat die koms van die dag van God verwag en verhaas, waardeur die hemele deur vuur sal vergaan, die elemente sal brand en versmelt. Maar ons verwag volgens sy belofte nuwe hemele en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Daarom geliefdes, terwyl julle hierdie dinge verwag, beywer julle dat julle vlekkeloos en onberispelik voor hom bevind mag word in vrede. En ag die lankmoedigheid van ons Here as saligheid, soos ons geliefde broeder Paulus ook met die wysheid wat aan hom gegee is aan julle geskryf het. Nou dat julle dit dan vooruit weet, geliefdes, moet julle op julle hoede wees, dat julle nie miskien weggesleep word deur die dwaling van sedelose mense en wegval uit julle eie vastigheid nie. Maar julle moet toeneem in die genade en kennis van ons Here en Saligmaker, Jesus Christus. Deur die voorsienigheid van God is Petrus toegelaat om sy dienswerk in Rome af te sluit, waar die keiser Nero hom omtrent die tyd van Paulus sy laaste gevangenskap in die gevangenis laat sit het. So het dit dan gebeur dat die twee beproefde apostels, wat so baie jare lank wyd uitmekaar gewerk het, hulle laaste getuienis vir Christus in die hoofstad van die wêreld sou lewer en hulle bloed op sy bodem sou vergiet as die saad van 'n groot oes van heiliges en martelare. Sedert hy na sy verloning van Christus in sy amp herstel was, het Petrus gevare onbevrees getrotseer en die gekruisigde, herreese en opgevaarde heiland met edele moed verkondig. Terwyl hy daar in sy sel gelê het, het hy die woorde wat Christus tot hom gespreek het in herinnering geroep. Voorwaar ek sê vir jou, toe jy jonger was, het jy jouself gegord en rondgegaan waar jy wou. Maar wanneer jy oud geword het, sal jy jou hande uitsteek en 'n ander een sal jou gord en bring waar jy nie wil wees nie. Johannes 21 vers 18. Aldus het Jesus aan sy disipel die juiste wyse van sy dood bekend gemaak en selfs voorspel dat sy hande op 'n kruishout uitgestrek sou wees. Petrus is as Jood en vreemdeling veroordeel om gegeesel en gekruisig te word. Met hierdie vreeslike dood in die vooruitsig het die apostel onthou watter groot sonde hy gepleeg het deur sy heiland in die uur van sy verhoor te verloon. Hy wat voorheen so onwillig was om die kruis te erken, het dit nou as 'n vreugde beskou om sy lewe in die evangelie op te offer. Trouwens, hy het gevoel dat dit vir hom wat sy Here verloon het te groote eer was om op dieselfde wyse as sy meester te sterf. Petrus het opreg berou gehad oor daardie sonde en Christus het dit hom vergewe, soos blyk uit die hoë opdrag wat aan hom gegee is om die skaap en die lammers van die kudde te laat wy. Maar hy kon homself nooit vergeef nie. Selfs die gedagte aan die smart van die laaste vreeslike toneel kon die bitterheid van sy verdriet en berou nie verminder nie. As 'n laaste guns het hy die beeuls gevra om hom met sy kop na onder aan die kruis te naal. Die versoek is toegestaan en die groot apostel Petrus